Eendag was daar 'n meermin-prinses genaamd Ariel, wat in 'n baie diep see gewoon het. Sy is die jongste dogter van koning Triton, heerser van die meermense, en sy het die mooiste sangstem van al die meermense. Haar pa is baie lief vir haar, maar sy is gedurig in die moeilikheid. Ariel droom daarvan om deel van die mensewêreld te wees en spandeer baie tyd om ou skeepswrakke te verken. Die seekoning is bang, sy is nie veilig nie, want hy dink mense is gevaarlik en hy wil hê sy moet wegbly van mense. Maar die klein meermin glo hy is verkeerd. Toe Ariel 16 jaar oud word, hou die koning 'n groot konsert vir haar, waar sy moet sing, en meer mense kom van heinde en verre om te kom luister. Maar Ariel is so besig om verkenningswerk saam met haar vriend Ploeter te doen, dat sy skoon van die konsert vergeet. Sy het mensskatte gevind en na die oppervlak geneem om Snelly, die seemeeu, te vra wat dit is. Koning Triton is woedend. Een van die mense kon jou gesien het, raas hy. Ek wil nooit weer hoor dat jy oppervlak toe gaan nie. Is dit duidelik? Ariel wou protesteer, maar pa wil niks hoor nie. Hy beveel haar musiekonderwyser, Sebastian, om 'n oogie oor haar te hou. Maar dit is nie 'n maklike taak nie. Eendag volg Sebastian vir Ariel en Ploeter na die oppervlak, waar hulle 'n skip dophou. Aan boord is die bemanning besig om die verjaardag van 'n aantreklike prins, genaamd Erik, te vier. Ariel hou dit dop met groot genot. Maar donker stormwolke begin saampak. Groot brande slaan die skip stikkend en Erik val in die see. Ariel kom tot sy redding en tref hom strand toe. Kyk, hy haal nog asem, roep Ariel. Sy staar na Erik en raak op hom verlief. Toe sy vir hom sing, maak hy sy oë oop. Maar toe sy 'n stem in die verte hoor, gly Ariel terug in die water en gaan kruip agter 'n rots weg. Sy sien hoe Erik se knegg hom weglei. Toe hulle weg is, swem Ariel huis toe. Eendag gaan ek deel wees van die mensewêreld, beloof sy haarself. Sebastian het dit alles gesien, en dit is nie lank voor die koning uitvind dat Ariel verlief is op 'n mens nie. Triton is baie kwaad. Hy is vasberade om sy dogter 'n les te leer, en hy storm in haar geheime grot in en vernietig al haar mensskatte. Ariel se hart is gebreek, en sy sit en huil. Bokant haar verskyn 2 geslepe palings, Kinkel en Konkel, uit die skaduwees. Die klein meermin kyk op. Arme kindjie, sis hulle. Moenie bang wees nie. Ons ken iemand wat al jou drome waar sal maak. Ursula het baie mag. Die seeheks, hyg Ariel. Sy weet Ursula is haar pa se grootste vyand. Hy het haar jare gelede uit sy koninkryk verban en nou wil sy wraak neem. Ariel huiwer, maar omdat sy dink dat dit haar enigste kans is om Erik se liefde te wen, gaan sy saam met die bose palings. Sebastian en Ploeter volg hulle. Ursula groet Ariel vrolik. Die enigste manier om te kry wat jy wil hê, sê die seeks, is om 'n mens te word. Gelukkig besit ek 'n bietjie toorkrag. Luister, dit is die ooreenkoms. In ruil vir jou stem, sal ek vir jou vir 3 dae lank verander in 'n mens. As Erik jou nie in daardie tyd die soen van ware liefde gee nie, sal jy weer meermin word en vir altyd aan my behoort. Dan verskyn 'n kontrak in Ursula se hande. Teken dit, moedig sy haar aan. Ariel is vreesbevange, maar toe sy dink
Ariel is vreesbevange, maar toe dink sy weer aan Erik en teken dit. Oomblikke later stap sy uit op die strand, uiteindelik 'n mens. Prins Erik het oral gesoek na die meisie met die mooi stem wat hom gered het. Hy begin dink hy sal haar nie weer vind nie, maar toe sien hy iemand op 'n rots sit. Die meisie lyk vir hom bekend, maar omdat sy nie kan praat nie, dink hy nie dit is die regte meisie nie. Omdat hy jammer is vir die stom meisie, neem hy haar na sy paleis. Die volgende dag neem hy haar op 'n toer deur sy koninkryk. Hulle geniet dit om saam te wees, en Ariel is seker die prins is besig om op haar verlief te raak. Later die middag, terwyl hulle met 'n bootjie op die meer roei, leun Erik vorentoe om haar te soen. Maar skielik slaan die bootjie om. Die Seeks het hulle dopgehou, en omdat sy bang was haar plan gaan nie slaag nie, het sy haar kosbare palings gestuur om iets te doen. Later vermom as Vanessa, 'n pragtige jong meisie met Ariel se stem vasgevang in 'n seeskop om haar nek, gaan Ursula aan die strand toe, waar die prins alleen stap. Toe Erik Ariel se stem hoor, is hy betower in haar mag. Hy neem Vanessa na die paleis en die volgende dag kondig hy aan dat hulle gaan trou. Die huweliksboot sou teen sononder vertrek. Ariel en haar vriende kyk wanhoopig hoe die son al laer sak. Snelly vind toevallig uit dat Vanessa eintlik Ursula is. Hy gaan roep toe al die seediere om te help om die troue te keer. Sebastian gaan soek na die seekoning en Pieter help Ariel na die boot. Skielik sak die voëls op Vanessa neer. 'n Kreef knyp haar neus en 'n paar robbe gooi haar in die troukoek in. In die geharrewar breek Vanessa se seeskop en gaan die pragtige stem weer na haar wettige eienaar. Erik is verlos van die towerspreek en neem Ariel in sy arms. Net toe hy haar wou soen, gaan die son onder, en Ariel verander dadelik weer in 'n meermin, en Ursula gryp haar en duik in die water in. Haar bose lag weer klink spookagtig om die boot. Ursula, hou op, bulder koning Triton en gaan staan voor die Seeks. Laat haar gaan. Nee, roep Ursula, sy is myne. Ons het 'n ooreenkoms gehad. Maar ek mag jou dalk ruil vir iemand nog beter, stel sy skelm voor. Triton voel dat hy nie 'n keuse het nie. Toe verander hy die handtekening op die kontrak na syne en oorhandig sy 3-tand vurk aan die Seeks. Uiteindelik, nou is alles myne, jubel Ursula. Ek is nou die heerser van die oseaan. Net toe skiet haar 'n skerp pyn deur haar arm. Dis 'n harpoen wat Erik gegooi het. Hy het gekom om Ariel te red. Die Seeks is woedend en troon bokant hulle uit. Sy roep al haar seemagte op en veroorsaak 'n draaikolk wat ou skeepswrakke op die seebodem losruk. Erik klouter op een van die bote en slaag daarin om die stuurwiel te bereik. Hy gebruik al sy krag en stuur die stikkende boeg direk op Ursula af. Met 'n verskriklike gil smelt sy weg en verander in 'n poel olie. Triton kry dadelik al sy magte terug. Hy swem na die oppervlak en sien hoe Ariel liefdevol na Erik kyk waar hy op die strand lê. Sy is regtig lief vir hom, fluister Triton aan Sebastian. My grootste probleem gaan wees dat ek na haar gaan verlang. Toe swaai hy sy 3-tand vurk en maak Ariel se grootste wens waar, om vir altyd 'n mens te wees. Erik en Ariel is oorstelp van vreugde en hardloop in mekaar se arms in. Die paartjie is 'n paar dae later getroud en hulle vriende is na die troue genooi.
Koning Triton het die paartjie met groot vreugde sy beste wense toegewens, want hy besef, hulle gaan vir altyd gelukkig wees. Fluit, fluit, my storie is